My oupa het vir my gesê toe ek 'n kind was dat ons wat in Kempton Park bly so tussen Sodom en Gomorra, Johannesburg en Pretoria. Ek wonder wat sou my oupa en al die kerkmense van Bel-Eer en al die kerkmense van ons dag sê as hulle in Efese moes bly, hier waar ek staan voor een van die plekke waar keisers ook vereer is. Het jy al opgemerk, die Nuwe Testament is nie te bang vir al die afgode wat in die omgewing was waar 'n Paulus, 'n Johannes en 'n Petrus geleef het nie. Dis nie asof die Nuwe Testamentiese boeke vir jou lyste gee van al die sondes waarvoor jy moet oppas en al die afgode wat jy moet vermy nie. Trouwens, in die evangelies, die enigste afgod wat Jesus aanspreek is Mammon, en daarteen is niemand eintlik nie. Maar Paulus het elke dag vir 3 jaar hier gelewe tussen al hierdie afgode waar die keisers vereer is, gode vereer is. En hy het nie geskrik nie. Hoekom? Hy het Jesus geken. Hy het Jesus gevolg. Hy was so besig om oor Jesus te praat, dat daar nog nie tyd was om oor ander afgode ook te bekommer nie. Weet jy wat? Stel die Here eerste in jou lewe. Stel Jesus eerste. En jou lewe sal so vol wees van hom, dat jy net vir hom sal raak sien.